dit is 'n gebed van oorgawe. En om hom te vertrou vir alles wat nodig is, want julle Vader in die hemel weet wat jy nodig het voordat jy dit vra. En ons behoort 'n gebed soos dit te bid, elke oggend en elke middag en elke aand. Om herhaaldelik onsself te herinner, aan wie behoort jy? Wie is ons koning? Julle kan so lank blaai vir my na Matteus hoofstuk 6. Ons is nog steeds daar by die Onse Vader. Ons gaan vanmôre bietjie aan die laaste gedeelte van die Onse Vader kyk, of die middelgedeelte, laaste gedeelte kyk. En sien hoe ons deur hierdie Onse Vader beweeg. Ek wil net herinner aan wat ons laasweek begin het mee, en dit is om die Onse Vader te verstaan binne in die konteks waarin dit voorkom. Die konteks van die Onse Vader binne in Jesus se groter lering rondom die koninkryk en die koning. Dit is waaroor hierdie Onse Vader gaan. Dit is 'n gebed wat Jesus vir ons gegee het. Nie net as 'n patroon vir ons om te sê, dit is hoe jy moet bid en jy moet dit nou ontleed en probeer om in die volgorde sekere dinge te sê, en as jy dit sê in die regte manier, dan gaan jy een of ander wonderbaarlike antwoord kry nie. Ek dink eerder aan die een kant om die eenvoudigheid te wys van gebed, en aan die ander kant om te wys waar ons prioriteite lê. Ek dink dit is waarop ons hoofsaaklik vanmôre gaan fokus, is waar lê jou hart? Want Jesus gaan later in die gedeelte praat, in hierdie hoofstuk gaan hy sê, die ware skat is die een wat in die hemel is. Waar is jou hart? Daar is 'n vraag wat Jesus, of 'n stelling wat Jesus maak, hy sê, waar jou hart is, daar sal, waar jou huis is, daar is jou hart. Waar jou hart is jou huis. Daai nee, ek gaan nooit die huis in jou hart reg kry nie, julle weet wat ek sê. Maar dit is daardie idee dat waar ek my aandag stel, waar ek my gedagtes stel, dit is waaroor ek bekommerd is. Dit is waaroor ek omgee. Wanneer ons strewe na dinge op die aarde, soos wat gesing het, ek het geen ander ideale nie. Ons sê dit met ons lippe, maar bedoel ons dit met ons harte. Wanneer ek sê dat ek gee my oor, weer eens is dit woorde wat ons sê, sonder om dit te bedoel in ons harte. Waar ons kyk na wat Jesus vir ons leer deur hierdie hele gedeelte, is dit uiteindelik dit. Gee jouself oor aan hom. Hy soek alles. En so binne in daardie raamwerk wil ek vanmôre kyk na die laaste gedeelte van die Onse Vader. So kom ons lees net weer die hele gedeelte van vers 7 tot vers 15. Ek weet ons lees 7 en vers 15 buite die gebed, maar verstaan dit as deel van dit. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde gehoorsaam. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie, net tot daarvan nou, voordat jy oorgaan na Lukas toe. Hierdie is die gebed wat ons ken in Matteus. Dit is die bekende Onse Vader. Ons ken hierdie hele Onse Vader, ons kan dit opsê, ons sing dit, ons ken die liedjie, en ons ken hom soos wat hy is. Maar daar is ook 'n weergawe in Lukas, en ek wil dit lees vanmôre, sodat ons kan sien wat die verskil is tussen Lukas en Matteus. Nie dat ons wil uitwys dat dit nou nie ooreenstem nie, maar eerder om te wys dat Jesus fokus op iets baie spesifieks binne in al twee leringe oor gebed. Maar die een in Lukas vind plaas op 'n hele ander geleentheid. Ons moet nie dink dat hierdie skrywers nou maar net dit ingegooi daarso om dit in te pas nie. Eerder Jesus het dikwels die mense geleer hoe om te bid. En daar's sekere elemente binne in daardie gebed wat oral voorkom, maar daar is iets spesifieks in Matteus wat nie in Lukas voorkom nie. En dit is waarop ek wil fokus op hierdie rede vanmôre. So die Lukas 11 vers 1 sê so: Op 'n keer het Jesus gebid en toe hy klaar was, het een van sy disippels vir hom gesê: Here, leer ons bid soos ook Johannes sy disippels geleer het. En hy het vir hulle gesê: Wanneer julle bid, moet julle sê: Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie. Dit is die gebed. Dit is
bietjie eenvoudiger. Wie kan vir my sê wat is nie in Lukas nie wat in Matteus is? Wat 'n gedeelte? Iemand, gooi my. Wat het ons gelees in Matteus wat ons nie in Lukas gelees het? Wie het opgelees? Nee, wie? Nee, hy is ook nie daar nie, maar dit is deel van dit. Daar's 'n ander groter ene. Laat U wil geskied in die hemel so ook op aarde. Daardie een is nie in Lukas nie. Ek weet die ander ene, verlossing van die bose, is ook nie daar nie. Die Matteus 1 sê ook ons Vader, wie ons net Vader. Maar ek dink die grootste onderbreking is dat U wil geskied in die hemel so ook op aarde. Dit is nogal 'n groot sin om uit te los tussen die twee wat Jesus leer, reg? En dit is nie so te sê dat Jesus nou op een of ander manier vir die ouens in Lukas sê jy moenie bid vir die wil van die Vader en in Matteus sê jy moet bid vir die wil van die Vader nie. Maar ek dink Jesus sit laat U wil geskied in die hemel so op aarde vir 'n baie spesifieke rede wanneer hy hulle hier leer hoe om te bid. En ons moet dit raak sien. Ek dink dit is belangrik dat ons dit raak sien binne in hierdie gebed. As ons eers net voordat ons by daai laat U wil geskied kom. Matteus begin so, hy sê Vader in die hemel is daar naam geheilig word. U koninkryk kom. Daar's die eerste een. Laat U koninkryk. Reg? Lukas het ook laat U koninkryk kom. En dan U wil geskied in die hemel so op aarde. En soos wat ek sê dat die Matteus gebed gaan rondom die koning en die koninkryk. In Lukas bid hy ook laat die koninkryk kom. Maar ek dink Jesus leer ons juis uit daardie woorde, wat beteken dit as ons sê die koninkryk kom? Dit is wanneer U wil geskied in die hemel en op aarde. Dit is wat Jesus vir hulle wil sê. Jesus verduidelik binne in die gebed en herinner ons in die gebed, wat bedoel hy wanneer hy sê laat U koninkryk kom? Wat bedoel ons as ons bid laat U koninkryk kom? As jy bid, Vader laat U koninkryk kom, wat bid jy? Waarvoor bid ons as ons sê laat U koninkryk kom? Het ons al daaroor gedink? Wonder ons, wat, is dit maar net iets wat ons sê, ons het geleer ons moet dit sê, ons sê dit maar net en ons gaan aan. En tog binne in die hele gedeelte van Jesus se bergrede verduidelik hy vir ons presies wat hy bedoel met laat U koninkryk kom. Wat gaan in die hele eerste hoofstuk aan? Geseënd is hulle wat arm van gees is, want dan hulle behoort die koninkryk van God. Die vredemakers van God sien. Wees sagmoedig. Wees heilig, soos wat ek heilig is. Wees lief vir jou vyande. Moenie kwaad wees vir jou broer nie. Moenie haat nie. Moenie egbreek pleeg nie. Moenie welis aan ander mense opwek nie. Moenie self welis jou laat oorneem. Dit is wat hy bedoel wanneer hy sê laat U wil geskied in die hemel so op aarde. Laat U koninkryk kom is om te besef dat die koninkryk van die hemel is besig om die koninkryke van hierdie aarde in te val. Ek dink ons dink altyd aan dit in die sin van oorlog nie. Ek weet ons wil nie dink aan oorlog nie, ons dink aan vredelievendheid, maar besef dit broer en suster, die koninkryk van die hemel is besig om die koninkryke van die aarde in te val. En ons is deel van daardie koninkryk. En so wanneer Jesus sê laat U koninkryk kom, of wanneer ons dit bid is om te sê Here, kom ons gaan in hierdie wêreld. Kom ons bring U koninkryk na die mense. Kom ons doen U wil op aarde. Soos wat die engele gehoorsaam is aan U wil in die hemele en U gesande is, so wil ons ook gehoorsaam wees aan U. Hier is 'n gebed van oorgawe. Dis 'n gebed om te sê Vader, ons kniel voor U vandag en ons sê dat ons is U kinders. En ons wil U koninkryk op hierdie aarde sien in die lewens van die mense rondom ons en ons eie lewens. Laat U koninkryk kom. Baie mense kyk na hierdie laat U koninkryk kom altyd in die toekomstige tyd, wanneer Jesus terugkom op die wolke. Ons het daardie gedagte dat die koninkryk gaan kom wanneer Jesus terugkom op die wolke. Ek weet nie of dit die gedagte is by julle nie, maar baie keer het ons die idee dat die koninkryk gaan kom wanneer Jesus terugkom. En ons bid vir daardie uiteindelike terugkoms. Dit is ook hoe die Jode gebid het in daardie tyd. Ek dink 'n baie interessante ding wat 'n mens sien in die gebede van die Jode in die Tweede Tempeltydperk. Dit is so voor Jesus se tyd en tydens Jesus se tyd en so 'n bietjie na Jesus se tyd.
Was daar byvoorbeeld die Kadish gebed wat sê, laat die koninkryk kom, die koninkryk van die seun Dawid. Hulle het gebid, die Jode het gebid, laat die koninkryk kom. Hoekom? Want dan is ons ontslaaf van die Romeine. Dan is ons ontslaaf van die vyande. Want as U ons koning is, as ons 'n koning het wat regeer oor ons, dan kan ons nou gehoorsaam wees aan hierdie koning. Ons wil nie gehoorsaam wees aan die Romeine nie, ons wil gehoorsaam wees aan die koning wat deur God aangestel is. En hulle het soortgelyk gebid, laat U wil geskied in ons lewens. Mag ons doen wat U van ons verwag. Hulle het hierdie gebed gebid, baie soortgelyk aan hierdie gebed. Maar ek dink dit vind sy vervulling uiteindelik in Jesus. En daar's 'n baie interessante stuk in Matteus 12, waar Jesus demone uitdryf en die Fariseërs en die skrifgeleerdes sê nee, hy doen dit deur die mag van Beelzebub. Dat Jesus gebruik 'n demoon om ander demone uit te dryf. En dan vertel Jesus vir hulle en sê, maar koninkryk kan nie teen homself staan nie. Die koninkryk van die vyand kan ons nie homself uitdryf nie, want dan gaan hy homself vernietig. En dan sê Jesus hierdie baie belangrike woord. Sê, maar as ek deur die Gees van God demone uitdryf, dan het die koninkryk gekom. Wat? As ek deur die Gees van God demone uitdryf, dan het die koninkryk gekom. En wat is hy besig om te doen? Besig om demone uit te dryf. Wat sê Jesus? Die koninkryk het gekom. Dwars deur Jesus se preding in Matteus, want ons hoor dit so prediking, sê dit en hy het rondgegaan en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk is naby. En hy het siekes gesond gemaak en demone uitgedryf. Die koninkryk is naby, want die koning staan daar. Dis die koninkryk. Die koninkryk is die koning. Dis waar hy sy wil uitoefen op aarde. Dit is waar hy deur die wêreld breek en indring binne in hierdie wêreld in die donkerte en die duisternis. En wat doen? Die lig skyn. Elke keer wanneer 'n hart tot bekering kom, dan groei die koninkryk en verloor die koninkryke van die wêreld. Dink aan Jesus se eie versoeking op die berg. Wat word hy aangebied? Hier is al die koninkryke van die aarde. Al die koninkryke. Maar Jesus soek nie 'n koninkryk van hierdie aarde nie. Hy weet hy's die koning van sy Vader se koninkryk. Hy weet hy gaan deur die kruis gaan. Hy weet hy gaan deur al die moeilikheid gaan. Maar hy weet daar is 'n groter koninkryk, groter as enig van hierdie koninkryke wat die duiwel hom kan aanbied. Al hierdie koninkryke van hierdie aarde gaan vernietig word. Ons dink baie keer in baie kort tydperke in ons eie geskiedenis. Ons sien ons land byvoorbeeld as, jy weet, ons was ewig hier, ons gaan ewig hier wees. Maar ons land is eintlik jonk. Eintlik jonk. Ons vergeet baie keer dat daar groot koninkryke was in verlede wat geval het, wat jy nie eens meer, jy het 'n paar opgrawings van hulle. Al hoe ons weet dat hulle daar was, is dat ons 'n potskerf opgegrawe het en gesê het, wel, dit was een van die daar gewees. Want daar is niks wat oor is van hulle. Een van die grootste koninkryke van sy tyd was die Assiriërs, en daar is niks oor van hulle. Ons het 'n paar geskrifte, ons het 'n paar goeders waar ander mense praat oor hoe erg hulle was. Ons het woorde in die Bybel waar hulle praat hoe erg die Assiriërs was. Maar daar is geen dorp meer van hulle oor nie. Daar's ander lande wat nou oorgevat het, daar's lande wat terug kan verwys na hulle toe, maar dit is nie meer dieselfde bevolking nie. Koninkryke kom en koninkryke gaan. Maar daar is 'n koninkryk wat ewig bly. En ek dink dit is 'n besluit wat elkeen van ons moet maak. En wisse koninkryk wil jy wees? En wie se koninkryk is ons? Wanneer ek bid, laat U koninkryk kom, is dit om, ek wil amper 'n idee gee, julle weet mos as daar nou 'n aardse koning sou wees, en jy kom voor daardie aardse koning, wanneer hy gekroon word, dan kom al die leiers
van die verskillende groepe en al die hoofde van die families. En wat kom doen hulle? Hulle kom kniel voor die koning en hulle sweer trou en getrouheid aan die koning. Reg? En sê, ek gee my lewe oor in u hande, ek sal doen wat u van my verwag, ek sal gehoorsaam enige wet wat u op my plaas, ek sal betaal wat ek moet betaal, ek hoor aan u, u is my koning. Daardie selfde gedagte is hier te sprake. Laat u koninkryk kom is om trou te sweer aan die koning. En te sê, ek gee my oor aan u, o Here. Dis hoekom die tema van die liedjies vanoggend oor dit gegaan het. Dis waar die gebed begin. En wanneer ons sê, laat u wil geskied soos in die hemel so op die aarde, is dit nie asof ons toestemming gee vir hom om te doen wat hy wil doen nie. Die grootste koning van sy tyd, Nebukadneser, dink hy is die beste koning ooit. En nie sonder rede nie. Kyk, hy het die wêreld geregeer op daardie stadium. Selfs Daniël het hom gesê, jy is 'n goue kop. Jy is die beste koning onder al die konings. Ek weet Daniël sê vir hom dat God het gesê, jy is 'n baie awesome koning. So natuurlik gaan hy ons nou dink, wel, dan is ek seker die beste koning. As hierdie God van Daniël sê, ek is die goue kop op hierdie standbeeld, en dan gaan geen koning soos my wees na die tyd nie. En hy dink, ek het al hierdie dinge vermag. En God straf hom en beroof hom van al sy sinne. En vir 7 jaar lewe hy in die tuin in die paleis. En hy drink die dou van wat in die oggend kom en hy eet die gras, soos 'n bees. Hierdie koning word plat geslaan dat hy vir 7 jaar nie eens weet waar hy is en wie hy is. En dan sê in Daniël 4 hierdie baie wonderlike woorde, Daniël 4 vers 34. Hy sê, en ek het die allerhoogste geloof, en die een wat ewig leef, het ek besing en geëer. Hy wie se heerskappy 'n ewige heerskappy is, en wie se koningskap van geslag tot geslag duur. Al die bewoners van die aarde word as niks gereken. Hy doen met die hemelse leer en die bewoners van die aarde wat hy wil. Daar is niemand wat sy hand kan afweer, of vir hom kan vra, wat het u gedoen? Hierdie heidense koning, die grootste koning van sy tyd, erken uiteindelik hierdie woorde. U doen in die hemel en op aarde soos wat u wil. En so ons kan nie dink dat ons gebed, laat u wil geskied in die hemel, so ook op aarde, op een of ander manier beteken dat ons toestemming gee vir God om iets te doen nie. Partykeer het ons daardie gedagte, ek weet nie waar die gedagte inkom by die kerke nie. Soos as jy nie bid nie, gaan dit nie gebeur nie. Beteken dat ons nie moet bid nie? Natuurlik bid ons vir dit. Maar een van my gunsteling voorbeeld van dit is, as hulle partykeer sê, as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan niemand dit doen nie. Of as jy nie gaan bid nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Die beste voorbeeld in die Bybel is Jona. Die Here het hom gesê, gaan na Ninive toe. Hy gaan klim op 'n skip en hy gaan in 'n ander rigting. Raai wat doen die Here nie? Die Here is nie bekommerd en wonder, nou wie gaan ek nou sien? Wel, sorry Ninive, julle gaan nou maar sterf, want Jona is nie meer daar. Hy kies nie as iemand anders te om dit te gaan doen. Hy gaan haal Jona en hy bring Jona terug, teen sy wil. En ons weet dis teen sy wil, want Jona is glad nie gelukkig toe hy bespreek het vir Ninive nie. Hy het sy werk gaan doen, nie goed nie, maar hy het gaan doen. God het nog steeds sy wil uitgeoefen, soos wat hy bepaal. En so dit is nie in die sin dat ons sê, Here, tensy ek hierdie gebed bid, gaan dit nie gebeur nie. Nee. Ek dink ons moet dit verstaan binne in die konteks van wat hier aangaan. Laat u wil geskied. Dit word beter gesê as ons in Engels sê, daar's 'n sin in Engels wat nogal, ek dink vir ons dit beter gaan verduidelik. En dit is daai ding van your wish is my command. Reg? Your wish is my command. U wens is my opdrag, as ek dit direk moet vertaal. Dis wat ons bid wanneer ons sê, laat u wil geskied. Here, laat ek doen wat u wil hê ek moet doen.
Gee my die krag dat ek kan doen wat ek moet doen. Laat die koninkryk kom. Hoe? Deur ons wat lief is vir ons vyande, wat omgee vir hulle wat nodig het. Wat heilig is, soos wat ons Vader in die hemel is, wat heilig is. Om sy wil te doen op aarde. Hierdie is 'n gebed van oorgawe. Ek sê dit, ek gaan dit herhaal. Ek wil hê met die uitstap vandag en ek sê waarvan ons Vader, is 'n gebed van oorgawe. Om te sê ek klim af van my troon af. En ek kniel voor hierdie koning Jesus. En ek sweer getrouheid en gehoorsaamheid aan hom en hom alleen. En ek gaan doen wat hy wil hê ek moet doen. En ek gaan sy koninkryk bevorder oral waar ek gaan. Deur te lewe soos iemand wat in sy koninkryk is. So ek gaan nie haat nie en ek gaan nie skel nie en ek gaan nie doen wat die wêreld verwag ek moet doen nie. Maar ek gaan doen wat Jesus my geleer het om te doen. Hy sê dan hierdie woorde, as julle bid, nadat ons gesê het, Here, ek bid dat die koninkryk sal kom in my lewe en die lewens rondom my, dat ek u wil sal doen. So gee my vandag my daaglikse brood. Laat ek dit korrek stel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Hier is ook 'n gebed van 'n gemeenskap. Dit is nie 'n gebed net van die individu nie, dit is 'n gebed van die gemeenskap. Terwyl ons u wil uitoefen op aarde, Here, gee ons wat ons nodig het om dit te doen. Kyk wat sê hy net verder in die hoofstuk, Matteus 6. Ons sal miskien meer in diepte ingaan wanneer ons daarby uitkom. Hierdie baie kennis. Matteus 6 vers 31. Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek. Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Hoor hierdie baie bekende, ons het hierdie woord al gehoor. Julle Vader in die hemel weet dat julle dit nodig het. Is dit nie waar die Onse Vader begin het nie? Ons het daar gevra, ons Vader in die hemel weet wat ons nodig het, nog voor ons dit vra. Moenie bid soos die heidene nasies nie, moenie wees soos die heidene nasies nie. Wat bekommerd is oor wat gaan ons eet, wat gaan ons drink en wat gaan ons aantrek môre. Nee. Julle Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis die wil. Om die wil te doen van God wat in die hemel is, so op aarde. Is sy geregtigheid. Wat is dit wat God van ons verwag? Sê Micha. Dat jy nederig vir jou God lewe en doen wat hy vir jou vra. Dat jy geregtigheid sal doen. Dat jy reg sal wees. Dat jy gehoorsaam is. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Wat is die dinge? Wat ek eet, wat ek drink en wat ek aantrek. My basiese behoeftes. My basiese behoeftes. Wanneer ons bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, is dit nie 'n petisie om te sê, Here, ek het nodig absoluut wat U nou vir my gee vandag en ek moet nou bid vir alles nie. Ek dink dit is weer eens deel van ons oorgawe. Dit is 'n vertrou om te sê dat ek gee my hande in U hande, ek gee my hart in U hande. Ek kniel voor U, ek erken U as my koning. En in hierdie tye en die tye van konings, beteken dit dat die koning gaan sorg vir my. Reg? Dis hoe dit was. Jy het trouheid aan die koning gesweer en in ruil daarvoor het die koning vir jou gesorg. Hy het seker gemaak jy het kos. Hy het seker gemaak jy het beskerming. Hy het seker gemaak jy het alles net wat jy nodig het. Hoekom? Want jy moet besig wees om te doen wat hy wil hê jy moet doen. En dis dieselfde hier. Is om te besef dat, Here, ek wil besig wees met wat U wil hê ek moet besig wees. En myself nie bekommer oor wat ek gaan eet en drink en aantrek. Want dit is daardie bekommernis wat dikwels ons drang om God se wil uit te voer wegneem. Ek sal net 'n klein voorbeeld doen, dit gebeur nie met almal van ons nie. Maar partykeer bly ons stil by die werk, want ek wil nie my werk verloor.
wanneer daar duidelike oomblik is, wanneer ek moet praat oor my koning Jesus. Want, ek moet môre eet. Ek moet my huur betaal. Ek moet hierdie ding doen, ek moet daardie ding doen. Ons moet besef, as ek net doen wat die Here van my verwag, dan gaan hy vir my gee wat ek nodig het. En nie bekommerd wees oor môre en wat kom nie. Laat die koninkryk kom, Here, en mag ek U wil doen. En U wil is dat ek vergewe, soos wat U vergewe. Dis wat hy sê. En vergeef my skulde, of vergeef ons skulde, soos wat ons ook vergewe, die wat in ons gesondig het. Lukas sê dit so 'n bietjie anderste. Lukas sê, want ons vergewe, die wat in ons sondig het. In Lukas se evangelie, Jesus nie is 'n kwessie oor, moet ek of moet ek nie vergewe nie. Hy sê, vergewe my, want ek vergewe klaar. Weereens is om te besef, ons is geroep om kinders van ons koning te wees, om gesandte van ons koning te wees, en as hy ons so groot skuld vergewe het, wat ons teen hom gedoen het, toe ons vyande was, verwag hy dat hulle wat in sy koninkryk is, mekaar ook vergewe. Want ek en jy staan onder genade, en daarom moet ons genade aan ander bewys. En weer, ons het daaroor al 'n paar keer gepraat oor vergifnis. Onthou dat wanneer jy iemand vergewe, betaal jy uiteindelik vir hulle sonde. Want iets moet betaal word. En as jy iemand vryspreek, dan sê jy dat ek vat die prys van wat teen my gedoen is. Ek betaal dit uit my eie sak. Oorgaan. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor sy koninkryk, nie oor my nie. Ons moet dit besef, dit is waaroor dit gaan. As ons verwag dat God ons moet vergewe vir alles wat ons doen, behoort ons te vergewe hulle wat in ons oortree. Maar dit is moeilik. Dit is moeilik omrede ons vergeet het, ons het sopas gebid, laat U wil geskied in die hemel so op aarde. In Matteus is daar 'n ander konteks waar dit ook voorkom. Hy sê vir Petrus, ek gee vir julle die setels van die koninkryk. Dit wat julle in die hemel toesluit, sal op aarde toegesluit word. Dit sê in die konteks van, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Hoeveel keer moet ek mense vergewe? Ons vergewe omrede hy ons vergewe het. Hierdie is weer eens om te sê, Here, ek het klim van my eie troon af. En wat ook al die mense aan my doen, maak nie saak nie. Geseënd is hulle wat vervolg word, terwille van my naam, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Ek het gesê, laat die koninkryk kom. Mense val my aan. Ek vergewe hulle, want die koninkryk kom. Dis 'n gebed van oorgawe. Sy laaste petisie in hierdie gebed is seker een van die ander gedeeltes wat ons so moeilik verstaan. Bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons verstaan nie verlos ons van die bose gedeelte. Nou ek dink baie mense worstel met bring ons nie in versoeking nie, of lei ons nie in versoeking nie. Want ons weet ons Jakobus sê dat God versoek niemand. Daar staan ons, die Here versoek niemand nie. Nou, hoe kan ek sê lei my nie in versoeking nie? Is daar 'n kans as ek dit nie bid nie, dat die Here my in versoeking gaan lei? Ek dink dit is wat ons vir onsself moet vra. As ek nie bid, lei my nie in versoeking nie, het ek in my hart die gedagte dat God my in versoeking gaan lei, tensy ek dit bid. Amper asof die Here stop en sê, "Wag, sorry. Ek wou jou in versoeking gelei, maar ek gaan nie, want jy het my gevra om jou nie in versoeking te lei nie." Nee, dis nie wat ons hier sê nie. Weereens, dis in die konteks van U koninkryk kom, U wil geskied in die hemel so op aarde. Jakobus in sy gedeelte wanneer hy sê die Here versoek niemand nie, volg dit op in die woorde, maar julle word versoek teens die begeertes van julle hart.
en die drange wat julle het. En wanneer daardie begeertes oorgaan in dade, dan lei dit na sonde en die sonde lei na die dood. Hoe klink dit wanneer Jesus dit sê? Jy moet nie moord nie, maar as jy jou broer haat, daar is die versoeking. Het jy klaar moord in jou hart gepleeg. Reg? Jy moet nie egbreek pleeg nie, maar as jy al klaar wel eens in jou hart gehad het, of wel eens in die vrou se hart gewerk het, dan het jy al klaar met haar egbreek gepleeg. Wanneer ek sê, Here, bring ons nie in versoeking nie, is dit nie om te sê, Here, tensy ek dit bid, gaan U my nie in versoeking lei. Dis om te sê, Here, hou my weg van die bose af. Herinner my so gou as moontlik dat ek U wil soek en nie my eie. Weereens oorgawe. Ek wil nie versoek word deur die blind denkies van die wêreld, deur die koninkryke van die wêreld, deur die begeertes van die wêreld, en daarom sê ek, Here, gee my net my daaglikse brood. Dit wat ek nodig het, niks meer nie. Vergewe my, lei my nie in versoeking nie, maar los my van die bose. Dis nie dat die Here ons in versoeking inlei nie. Dit is omrede ons harte en ons begeertes ons in die versoeking inlei. En ek bid uiteindelik hier en sê, Here, vat my hart en maak dit rein. Maak my gehoorsaam aan U. Paulus skryf in Filippense hoofstuk 1, hy sê, want dit is God wat in ons werk om beide te wil en te doen dit wat hy van ons vra. As ek sê, Here, lei my nie in versoeking nie, is dit waar ek my hart ten volle aan hom oorgee en sê, Here, laat my hartsbegeertes, my hartsverlange U wees. U wil, U koninkryk. Nie gefokus op wat ek wil hê in die wêreld nie. Maar alles wat U my gee uit U hand uit, vat ek en neem ek. Hierdie is 'n gebed van oorgawe. Ek wil die laaste stelling kyk na daardie woorde wanneer hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Want ek dink eintlik kan ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons vandag ons sondes, soos ons hulle vergewe vandag teen ons sondig. Lei my nie vandag in versoeking nie, maar verlos my vandag van die bose. Daar is 'n baie moeilike woord om te vertaal uit die Grieks uit. Want buiten Matteus en Lukas en een ander manuskrip uit die hele antieke Griekse wêreld bevat hierdie woord vir daagliks. Geen ander manuskrip. Hierdie is 'n Griekse woord wat nie bestaan in enigiets anders te behalwe hierdie twee verse, Matteus en Lukas, en een ander gedeelte wat ook nie baie duidelik is. En die woord, die naaste wat die mense kan kom, is twee betekenisse vir hierdie een woord. En dit is of gee my alles wat ek nodig het vir die komende dag, of vir die volgende dag. So ons vertaal dit as daagliks. Maar dit beteken of vir die komende dag, wat sal beteken dat dit 'n gebed is wat ek in die oggend bid, of vir die volgende dag, wat beteken dat dit 'n gebed is wat ek in die aand bid. So wat in die kerk, jy bid hom in die oggend, jy bid hom in die aand, en sommer in die middag ook, want jy weet nie wat is in die oggend en die aand gaan gebeur. In die lering van die 12 apostels, se tweede eeuse dokument, sê hulle, en bid hierdie gebed 3 keer 'n dag. Dis is om 'n pil te vat 3 keer 'n dag. Ons is so getrou om ons pille te vat op die regte tye, ons almal wat nou oud is. As jy jong genoeg is om nog nie pille daagliks te drink nie, goed vir jou, as jy gesond is. As jy baie gesond is, goed vir jou. Party van ons het pille wat ons sekere tye van die dag moet drink. Die oggend moet jy drink, die middag moet jy drink, en die aand moet jy dit drink. En tog behoort ons te besef dat ons gebed en ons oorgawe aan die Here ook so konstante gebed moet wees. In die oggend. Here, gee my wat ek nodig het in hierdie oggend. Gee my wat ek nodig het hierdie middag. Gee my wat ek nodig het deur hierdie aand en môre. In die oggendure voordat ek gebid het vir die volgende oggend se daaglikse brood. Dit is iets wat ons herhaaldelik behoort te doen. En dit is nie dat ons dit in 'n patroon bid. As jy dit wil bid, absoluut, broer en suster, verstaan my mooi. Ek weet ek sê baie keer, dit is nie 'n patroon as jy dit gaan bid, dan is dit nie een.
As jy dit wil bid, elke oggend, middag en aand, soos wat dit hier staan, geseënd is jy, dit is fantasties, doen dit, dit is 'n goeie begin. Maar jy kan ook net eenvoudig bid, enige oomblik wat jy het. Here, ek wil my oorgee aan die koning, ek sweer loyaliteit en getrouheid aan U en U alleen. Mag ek U wil uitoefen op aarde, soos wat dit in die hemel uit, ek is soos wat die engele U gehoorsaam in die hemel, so wil ek U gehoorsaam op aarde. En ek vertrou dat U vir my gaan gee alles wat ek nodig het vandag. En wat ek definitief nodig het in die volgende uur is vergifnis vir my sondes, want ek gaan nou op die pad ry en iemand gaan my ongelukkig maak. So ek moet daar die taxi bestuurder vergewe, soos wat U my gaan vergewe oor wat ek gesê het, toe hy verby my geraak. En lei my nie in versoeking om nog iets ergers te doen nie, maar verlos my van die bose. En die bose is nie die taxi-drywer. Die bose is die slegte gedagtes in jou hart. Dis 'n gebed van oorgawe. Dit is binne die konteks van Jesus se hele bergrede. En ons behoort 'n gebed soos dit te bid, elke oggend en elke middag en elke aand. Om herhaaldelik onsself te herinner, aan wie behoort jy? Aan wie behoort ek? Wie is ons koning? Wie is jou koning? Ek dink ons moet hierdie 'n gewoonte maak in ons harte en ons lewens. As jy 'n alarmpie op jou foon moet sit, sit alarm op jou foon. Dis nie moeilik nie. As jy weet hoe nie, vra vir Roan, hy sal jou al die tech wys, hy sal vir jou doen op jou foon. Kan 'n alarm stel wat jou 6:00 die oggend of 4:00 die oggend gaan wakker maak, dan bid jy. Hoe vroeg jy ook opstaan. En naderhand gaan jy die alarm afsit voordat jy bid, want jy weet jy gaan nou bid. Dis 'n dissipline wat ons moet leer. Nie asof dit God se wil op aarde gaan bring nie. Hy doen al klaar wat hy besig is om te doen. Maar dit is sodat ons weet waar ons loyaliteit lê, waar ons getrouheid lê, waar ons gehoorsaamheid lê. Dit is 'n gebed van oorgawe en om hom te vertrou vir alles wat nodig is, want julle Vader in die hemel weet wat jy nodig het voordat jy dit vra. So dit gaan oor ons hart. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank U, Here God, vir U woord wat ons leer om te smag na dit wat belangrik is, Here. Vader, mag U koninkryk in ons lewens kom, Here, en hoe ons dit uitwerk, Here God, in die lewens van mense rondom ons. Here, mag ons deel wees van U koninkryk wat indring, Here, en inval en oorneem in hierdie wêreld. Wat mense se harte verander en terugbring na U toe. Here, mag ons al ons energie en al ons begeertes, Here, daarin uitstort om U koninkryk te sien groei. Here, mag ons U wil gehoorsaam. Mag ons doen dit wat U van ons verwag, Here. En ons weet, Here, dat U gaan vir ons alles gee. Wanneer ons soek na die uitbreiding van die koninkryk en die geregtigheid wat saam met dit gaan. Weet ons, Here, dat U vir ons alles wat gee wat nodig is, Here. Wat ons moet eet of drink of aantrek. Here, so laat ons nie angstig is oor die wêreld en wat die wêreld vir ons bied en wat die wêreld vir ons aanbied nie, maar Here, dat ons absoluut ons vertroue in U sal stel, ons oorgawe in U sal gee, Here Vader. Here, en binne die koninkryk mag ons vyande vergewe. Here, mag ons hulle vergewe wat teen ons oortree. Here, mag ons die liefde wat U aan ons bewys het, toe ons nog vyande was. Die genade wat U aan ons gegee het, Here, toe ons nog swak was, Here. Mag ons dit ook aan ons broer en suster bewys, en selfs aan ons vyande, Here. Here, en mag ons nie versoek word die begeertes van ons harte nie, Here.
mag ons nie ingee op dit wat die wêreld vir ons lieg, Here. Maar verlos ons, Here God, van hierdie boosheid in hierdie wêreld. Hierdie donkerte, hierdie gedagtes wat in ons opkom, Here. Hierdie dinge wat ons so haatlik maak, Here, so kwaad maak, so ongelukkig maak, Here. Dat ons verby al hierdie wêreldse dinge sal kyk en ons oë sal vestig op ons koning. En Here, ek weet dat wanneer ons U koninkryk soek en leef vir U geregtigheid, wanneer ons U wil doen op aarde, soos wat U dit uitvoer in die hemel, dan word U naam geheilig onder die nasies. Sodat hulle U sal loof en U sal aanbid en U sal prys. Ja, Here, aan U kom toe die lof en die eer en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Dankie broers en susters, gaan in die seën van die Here. Gaan in die seën van die Here. Sien julle.